Here God, baie dankie dat ons die voorreg het om die woord te kan lees in hierdie oggend. En dankie Here dat ons deur die woord ook U kan ontmoet. Here, wanneer ons ook vandag by 'n teks stil staan wat mens dalk kan wonder, wat kan ons hieroor sê? Weet ons Here dat U ook deur U woord U geheimenis aan ons wil openbaar. Daarom vra ons Here dat U ons oë sal oopmaak om U in die teks te sien, ons ore sal oopmaak om U in hierdie teks te hoor, en mag U ook met U woord ons as gemeente rig en stuur, Here, sodat ons 'n gemeente kan wees wat U wil najag, U droom najag, U planne najag, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die prentjie wat ek hier by mekaar gesit het vandag, kom in. Julle moet net in die middelblok kom sit, dis die enigste voorwaarde. Ek het nog niks gemis nie. Die prentjie wat ek hier saamgebring het vanmôre, het ek vir AI gevoer, en het ek vir AI gevra, sit vir my asseblief die volgende 3 karakters rondom die kind van Kersfees. Simeon, Anna en die skrifgeleerdes. Ek het met reeds die kindjie klein gehou om die Kersgedagte te hou, maar ons weet dat toe die skrifgeleerdes met die kind Jesus te kenne of kontak gemaak het, was hy al omtrent so 12 jaar oud. Ek gaan later in die gedeelte 'n paar interessanthede met u deel oor wat daar plaasgevind het. Maar ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik na hierdie prentjie kyk. Sien u die verwondering in Simeon en Anna en die skeptisisme by die fariseer of die skrifgeleerde? Ons gaan vanmôre stil staan by karakters uit Jesus se kinderdae. Daar's net 25 verse in die Lukas Evangelie, naas die Kersverhaal, 27 verse, wat fokus op Jesus se kinderdae. Daar's in die apokriewe tekste baie inligting oor Jesus se kinderdae, maar dit kan nie regtig ondersteun word deur nog materiaal wat as gesaghebbend beskou is nie. Maar hierdie is min of meer wat in die ander evangelies ook gereflekteer word. En ook in die ander evangelies duidelik raak dat hierdie momente in Jesus se lewe sigbaar was. Kom ons lees hierdie gedeelte. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon. Baie interessant, né? Wat lees ons hier? Die Heilige Gees was op Simeon. Maar die Heilige Gees is dan nog nie uitgestort nie. Dis weer 'n bewys dat God drie-enig van die vroegste tye af alreeds in volheid daar was. Wat gebeur het met die disippels in daardie vertrek met die uitstorting van die Heilige Gees was meer 'n bemagtiging en 'n bekragtiging van die Gees. Ons moet nooit dink dat die Heilige Gees was afwesig enigsins deur die geskiedenis van die Bybel nie. God drie-enig was van die begin af Vader, Seun en Heilige Gees ten volle betrokke by die hele verhaal van die Bybel. Ons mag dit nooit vergeet nie. God was en is en sal vir altyd Vader, Seun en Heilige Gees wees. Want watter gees was dan nou op Simeon andersins as die Heilige Gees? Net so kantaantekeningkie om te onthou. Ons sal in die toekoms nog bietjie by die drie-eenheid stil staan en hom mooi uitpak in ons temadienste. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om hom vir die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem, God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord.
omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het, voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies, en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Dit verwys nou natuurlik na Jesus se kruisiging, né? Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Faniel, uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jongvrou was sy 7 jaar getroud, en haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud, en sy het nie van die tempel af weggeply nie, en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorgeskryf het, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. Josef en Maria was hier by die tempel vir Jesus se besnydenis. Dit moes gebeur, want dit was wat van hulle verwag was in hulle godsdiens. Die volgende gebeurtenis waarvan ons nou lees, is ook wat verwag word van enige Joodse seun. So ons sien hoe Jesus se ouers getrou was aan die verwagting wat daar in hulle gestel was oor hoe hulle met hulle kinders moet handel rondom die godsdiens. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers se terugreis begin. Maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reisgeselskap, het hulle daglank gereis voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom in die tempel gekry waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader tuis moet wees nie? Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle Nasaret toe gegaan, en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar, en Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei, en in guns by God en mense toegeneem. En hierdie is die laaste keer in die verhaal van Jesus se lewe, dat jy 'n verwysing na Josef kry. Van hier af is Josef nie meer Jesus se vader nie. Daar word gesê dat Josef kort hierna oorlede is, maar daar's nie bewyse daarvoor nie, maar Josef verdwyn totaal en al nou van die toneel af. Ons weet dat Josef en Maria nog kinders gehad het, en ons kan aflei volgens geskiedenis dat Maria op die ou einde Efese toe is, na Johannes toe. Maar dis min of meer die geskiedenis wat ons nou hier vind. Baie interessant in hierdie gedeelte. Ons gaan so 'n bietjie karakterstudie doen vandag. Die kinders wat op skool voorgeskrewe gehad het, ons wat voorgeskrewe gehad het, jy weet, daar word van elke karakter so 'n karakterskets gedoen, en twyfel ek nou nog of die blou bokkie se gal in sy kop sit, maar die juffrou het so gesê, so ons neem maar aan, dat die blou bokkie se gal sit in sy kop, soos wat, is het kringe in 'n bos gewees het, wat dit gesê het, Alena Matthee se verhaal. Ons gaan nou nie by Lukas en Saul stilstaan, soos Daleen Matthee hulle beskryf het nie, maar gaan ons bietjie stilstaan by Simeon en Anna en die skrifgeleerdes, in hierdie ontmoeting met hierdie kind Jesus. Die eerste persoon by wie ons gaan stilstaan, is Simeon. Ons kan na Simeon kyk as die wagter wat die belofte sien. Simeon word beskryf as regverdig en vroom. Hy het die vertroosting van Israel verwag,
En hy staan ook bekend as iemand op wie die Heilige Gees gerus het. So, as ons nou in ons gewone terme nou met mekaar kan praat, sal Simeon nou kwalifiseer as 'n godsman, soos wat hy in die volkstaal so bekend staan. Dis 'n man wat getrou was aan God en sy woord, wat getrou was aan die belofte, wat getrou was aan die verwagting van God in sy lewe, iemand wat vol van die Gees die lewe geleef het, 'n geloofsleier in die gemeenskap, iemand na wie opgekyk kan word, maar iemand wat geweet het, daar kom verlossing. En wat vir my so mooi in hierdie gedeelte is, toe Maria en Josef by die tempel instap met die kind, toe weet hy, daar is hy. Onthou, Maria het nie met die kind in die lug geloop soos in Lion King wat hulle met die kleintjies maak en sê hier is sy nie. Sy dood eenvoudig haar kind na die tempel toe gebring wat hy moet besny word. En hier kom Simeon en sê, Maria, stop gou 'n oomblik. Ek wil net 'n wyle by hierdie kind vertoef, want hierdie kind is die verlossing van Israel. Hierdie kind is die een waaroor dit gaan. Deur die leiding van die Heilige Gees kom Simeon presies op die regte oomblik in die tempel. Hy neem die kind in sy arms en verklaar, my oë het u heil gesien. Toe Simeon die kind Jesus ontmoet, toe weet hy, hierdie is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur hierdie kind nie. My oë het u heil gesien, o Here. Simon is die wagter wat die belofte sien. God se beloftes word vervul, al neem dit lank, kan ons leer by Simeon. Simeon sien in 'n baba wat ander nie raak gesien het nie, hy sien die verlosser. Ware en geestelike insig kom deur die Heilige Gees wat dit aan hom openbaar het, en nie kennis nie. Sy loflied Nunc Dimittis bevestig dit, want toe hy Jesus sien, toe sê hy, my lewe is geleef. Ek kan nou in vrede gaan, want ek het my Here gesien. Dit was vir hom genoeg. Jesus is die lig vir die nasies, die heerlikheid van Israel, maar ook 'n steen waaroor baie sal struikel. Vir Simeon was dit die hoogtepunt van sy lewe. Hy het nie die volëinding van die verlossing gesien nie. Hy was nie by die kruisiging daar nie. Maar hy het die kind Jesus in sy arms gehad, en toe hy Jesus daar ontmoet as 'n 8 dae oue baba, toe weet hy, hierdie is God se plan. En die Gees het dit aan hom openbaar. Hoe het hy by daai openbaring gekom? Daar word gesê, hy was 'n godsman. Dit help jy het al die kennis, maar is nie sigbaar in jou lewe, en deel van jou verwysingsraamwerk, en deel van jou bestaan nie. Anders gaan dit net kennis en teorie bly. Kennis en teorie raak 'n belydenis die oomblik as ek dit begin hande en voete gee, die oomblik as ek dit begin leef, dan raak kennis en teorie belydenis. Dan raak dit wie ek is, want jy kan al die kennis hê, gaan ons net sien, en nog steeds die openbaring van God mis. Simeon kom as 'n doodgewone, getroue, loyale godsman. En hy ontmoet Christus. En toe hy Christus ontmoet, toe kon hy sê, niks anders in my lewe, nie eens die lewe maak meer saak nie, want ek het die verlosser van Christus gesien. 'n belofte wat in hom gemaak is, wat hy sy hele lewe lank voorgewag het. En toe hy hom sien, toe maak dit nie eers saak hoe lank hy gewag het nie, want Christus was vir hom genoeg. Anna, die profetes wat nie stil bly nie,
Sy word beskryf as 'n bejaarde weduwee, 'n profetes. Sy het God in die tempel dag en nag gedien deur te vas en te bid. Hierdie vrou het eintlik nie bestaansreg gehad in die samelewing waar sy gebly het nie. Want daar word duidelik gesê, sy is 'n bejaarde weduwee. So vir 'n lang tyd in haar lewe was sy aan haar eie lot oorgelaat. Maar waar het sy haar heil gaan vind? In die tempel. In die tempel waar sy naby God kon wees. Waar God die beginsel en die basis van haar hele lewe was. Want sy het hom dag en nag gedien met vas en gebed. Hy was haar opstaan en haar gaan slaap en haar wakker word in die nag. God dag en nag gedien deur vas en gebed. Interessant genoeg, as ons hier bietjie ingrawe, dan sien ons dat volharding in gebed maak jou oop vir God se werk. Die feit dat sy so 'n nabye pad met die Here gestap het, dat sy so getrou aan die Here was, dat sy so in gebed met God was, het dit vir haar maklik gemaak om met almal rondom haar te praat oor die verlosser. Baie mense wat sukkel om te praat oor Christus, kan jy maar gaan vra, hoe lyk jou eie gebedslewe? Hoe lyk jou eie toewyding? Want hoe meer ek vervreemd raak, hoe moeiliker gaan dit vir my wees om te praat oor die een van wie ek nie vervreemd mag word nie. Alhoewel Anna vervreemd was van haar aardse man met sy sterfte, het sy sin en betekenis en hoop en vervulling in God gekry. En daarom was dit vir haar moontlik om met almal te kon praat oor wie die verlosser was. Maar Anna was getrou in die kleinste. Vas en bid was die basisse van die Joodse godsdienst van die tyd wat hulle moes doen. Dit was die basics van die godsdienst wat sy daarmee besig gehou het. Dit was wie sy was, dit was haar lewe. Sy herken ook hierdie kind Jesus onmiddellik. En dit is vir my so mooi, as hulle sê dat ouderdom of status beperk jou roeping nie. Want 'n ontmoeting met die ware Jesus laat wat in jou lewe gebeur. Jy kan nie anders as om te getuig van wat God in jou lewe deur Christus gedoen het nie. Want Anna was ywerig. Sy was ywerig om met almal te praat. En dit het vir haar maklik gekom. Want sy het geweet waaroor dit gaan en oor wie sy praat. Dit is vir my so mooi, as mens hierdie gedeelte lees, dat die woorde heel toevallig amper so uit jou mond uit wil kom. Maar kyk hoe mooi werk geloofsgetrouheid en die werking van die Heilige Gees saam, om hulle by die hoogtepunt van hulle lewe te kon bring, hulle geestelike hoogtepunt, 'n ontmoeting met die kind Jesus. Nie die geleerdheid gehad nie, nie al die kennis en die wysheid gehad nie, maar hulle het eerstehandse ontmoeting met God gehad, en daarom was dit vir hulle maklik om sy seun te herken. Anna en Simeon het nie gekwalifiseer toe hulle kinders was om diens te kan doen in die tempel nie. Hulle was nie slim genoeg volgens die rabbies en die fariseërs se toetse om te kyk of hulle kwalifiseer nie. Ons gaan nou weer daarby kom. Wie werklik die Here Jesus ontmoet, kan nie swyg nie. Want hoe op aarde kan jy swyg as jy die hoop vir die wêreld ontmoet het? Hoe kan jy stil bly as jy die antwoord het? Ek spot altyd die kinders as ek sê, onthou, Jesus is die antwoord op alles behalwe op wiskunde. Dit gaan nou nie werk om te sê Jesus is die antwoord vir vind hierdie oplossing vir jy. Verder is hy die antwoord op alles. Nou hoekom moet ons as kerk, hoekom swyg ons as kerk dan, as ons hierdie hoop het, as ons hierdie blywende hoop het, as ons in kennis en ontmoeting met hom is? Eerstens, want ons het 'n ontmoeting met Christus gehad. Maar ons swyg maar nog so maklik
oor Christus. Let gou 'n bietjie op wat gebeur in die volgende gedeelte. Die kind Jesus, 12 jaar oud, by die tempel. Kind Jesus het klaar die wet geleer. Hy kom tempel toe vir 2 redes. 1, hy kom om getoets te word deur die skrifgeleerdes en die fariseërs, om te sien of sy interpretasie van die wet in lyn is met dit wat hulle wil hê, sodat hy in diens gestel kan word in die tempel. Of hulle gaan vir hom sê, jy kwalifiseer nie in ons oë nie, gaan eerder huis toe, en gaan werk in jou pa se besigheid. Gaan hou jou met die familiebesigheid besig. Uit die verhaal kan ons agterkom dat Maria en Josef was getrou om Paasfees by die tempel te wees. Vir enige Jood is jy moet een van die groot 7 feeste bywoon. Hulle het 7 feeste. Ek gaan nie nou op die feeste en die ingaan nie. So ons kom agter dat van Maria en Josef was die Paasfees die belangrikste fees. Maar ek dink daar sit ook 'n groot stuk profesie daarin. Want waaroor het die Paase eintlik gegaan? Die Paase was die vooruitverkondiging van Christus wat op Golgotha gaan moet sterf. So hier sien ons, hier kom hierdie kind Jesus, hy verstom hierdie fariseërs. Hulle is verbaas oor sy leer, maar wat gebeur met hom? Hy gaan huis toe. In hulle oë was hy nie slim genoeg om in die tempel te kon diens doen nie. Want as hy gekwalifiseer het hulle van Maria en Josef gesê, los vir hom net hier, want interessant genoeg, buite om die tempel het hulle sulke kiboetse, en die Duitsers praat van kloisters gehad, waarin hierdie kinders kon gebly het, of as hulle finansiëel wel af was, sou hulle privaat verblyf in Jerusalem kon huur. Hierdie kind word huis toe gestuur, saam sy ma. Ten spyte daarvan dat hy die openbaring maak, verstaan julle nie dat ek eintlik in die huis van my vader moet wees nie. Die vraag wat ek wil vra is, het Jesus dit nie juist so gesê dat hierdie fariseërs en skrifgeleerdes dit ook moet hoor nie? Maar hulle is verblind. Hulle kon hom nie sien nie. Want sien, die skrifgeleerdes kan ons sien as die karakters wat die kind Jesus ontmoet met alle kennis, sonder erkenning. Jesus sit tussen die skrifgeleerdes, hy luister en hy vra, en almal is verbaas oor sy insig en sy antwoord. Die grootste stuk ironie waarmee ons gekonfronteer word, hier is hulle die skrifte geken en die profesie bestudeer, maar hulle herken nie die Messias wat voor hulle sit nie. Simeon en Anna het hom herken nog voordat daar woord uit sy mond uitgekom het. Want Simeon en Anna se oë was oop vir die verlossing van Christus. Hulle kennis het teen hulle pad gestaan nie. Bybelkennis alleen is nie genoeg nie. Dit is moontlik om oor God te praat, maar om hom steeds te mis. Sonder geloof en oop harte kan selfs godsdienstige mense blind wees vir Christus in hulle lewe. 'n Ontmoeting met die kind Jesus vra oorgee, prysgee en verhouding. Dit vra ook 'n oorgee en 'n prysgee van my eie ideologie, van my eie vooropgestelde idees, van my eie kennis om myself te ledig en te sê, Here, hier is ek voor U. Leer U my nou wat U vir my wil leer. Want daar is soveel van ons wat in ons eie oorgelewerde kennis en tradisie so vashou, dat ons so maklik die kind van evangelie mis. Want hy pas nie in ons prentjie nie. Hy pas nie soos ek dit wil hê nie. Kyk maar die les wat ons by die fariseërs kan leer.
Die feit dat Jesus met hulle geredeneer het, Lukas is baie slim in hoe hy dit skryf. Hy daar klaar kom sê, hoe is die mooi woord, die slagorde kom opstel. Die fariseërs en die skrifgeleerdes en Jesus gaan die heeltyd van hier af in debat met mekaar wees. Maar hulle was so hardkoppig in hulle eie oorgelewerde gebruike, dat hulle die kind en die evangelie mis. Hulle mis hom, totaal en al, en hulle is die wat al die kennis gehad het. Toe hy gebore is, en die wyse manne, die heidene gekom het, en gesê het, hier's 'n kind gebore, toe sê die skrifgeleerdes vir Herodes, ja, daar staan in die profesie iets geskryf oor 'n kind en 'n maagd en al die goed. En wat probeer hulle doen? Fluister in Herodes se oor, maak eerder dood. En hy pas nie in ons prentjie nie. Nou nog staan daar in Jerusalem 'n poort in die ooste waar hulle wag dat die verlosser moet kom. Jesus gaan nie deur daai poort stap nie. Hy was klaar daar. Hy het klaar die poorte gestap. As hy weer kom hy om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Die kind Jesus, wat nou lankal nie meer 'n kind is nie, en ook definitief nie meer 'n liewe Jesus is nie, plaas 'n premie op jou lewe, na ontmoeting met hom. Ons moenie vasgevang raak in die mooi Jesus beeld nie. Openbaring leer vir ons hoe Jesus nou lyk. Want dis die opgestaande oorwinnaar. Wanneer Openbaring oor hom praat, dan praat hulle van oë wat vuur soos vlamme, waardeur hy dwars deur die bedoeling van die mensdom kyk. Silwer hare wat dui op sy mag en sy almag. En 'n swaard wat uit sy mond uitkom, waarmee oordeel gespreek word. Interessant genoeg, as 'n mens bietjie in die Grieks gaan karring, dan sien jy daar's twee woorde wat die lam van Christus, wat die lam wat Christus is, beskryf word. Voor die kruisiging is hy die Amnon, A-M-N-O-N, Amnon, die lam met die wond, die kwesbare een. Na die kruisiging en opstanding, lees jy in die Bybel is daar oor die lam, hoofletter L gepraat word van die Arnion. Dis die lam met die horings. En die horings dui op mag, almag, regering. En dis die een wat gaan kom. Maar dis ook die een wat vandag voor ons staan en sê, kom na my toe, die van julle wat smag na 'n ware ontmoeting met die lewende God. Kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Maar saam met daai rus, gee ek jou my leer, soos ek wil hê jy moet leef. Want ek het 'n verwagting van hoe my kinders en hoe my kerk op aarde moet leef na 'n ontmoeting met my. Amen. Daar's geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, dankie dat U ook naby ons gekom het. En dankie vir U Gees wat ons in U kom bind. En dankie vir die verlossing wat deur U Seun vir ons bewerk is.
En dankie dat ons veilig kan wees in U arms. Stel U ons in staat, Here, om U hoop, U droom en U verwagting lewend te gaan maak in die wêreld waar U ons geplaas het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.